Goeiemôre. Baie hartlike welkom op hierdie opstanding Sondag in die huis van die Here. Mag elkeen van ons 'n belewenis hê van hoe groot en hoe kragtig ons God is. En dat hy die ware en die enigste God is. Mag ons iets beleef van sy teenwoordigheid vanoggend hierso. Ek kan dink in die tuin waar die graf oop was en die blomme daar, iets wat vir ons 'n weerspieëling daarvan is. Baie dankie vir elkeen wat 'n blommetjie gebring het. Net so 'n paar afkondigings voor ons begin. Volg maar asseblief op die bord, want hier en daar is daar weer wat ons lekker uit volle bors kan saam sê. Op 'n stadium mag aan die Christuskers vorentoe kom. Dit is 'n ritueel wat in menige gemeentes, en ons doen dit ook al 'n paar jare, wat die Christuskers ingedra word. En dan wil ek vra vir iemand, steek sommer op, want ek kan net aan een persoon dink. Wie het in die afgelope jaar 'n geliefde verloor, aan die dood afgestaan? Oom Piet, miskien moet ons sommer laat oom. Sal oom dan vir ons die Christuskers, as hy hom ingebring het, dan kom oom sommer agterna, en dan steek oom vir ons die kers aan, en dan vat oom sommer 'n kersie, en steek vir ons die kersie aan ook. Ek weet dit gaan dalk nou logisties nie moontlik wees nie, maar dit sou ideaal gewees het, as elkeen van ons wat ons 'n kersie ontvang het, ons kersie kan kom aansteek. Ek kan nou, laat ek net sien hoe volg die liturgie. Dis soos 'n groot puzzle wat 'n mens bou. Partykeer dan wil dit nie. O ja, ons sing 'n pragtige lied. U is die lig wat deur die donker skyn. Nou as jy kragtig genoeg voel en fliks genoeg, terwyl ons daai lied sing, nadat ons die kers aangesteek het, staan op en kom steek jou kersie, hiervoor is ook kersie, simbolies aan, van die lig wat jy wil help skyn in die donker. Maar ons steek dit maar vinnig aan, sodat ons met die lied klaar is. Na die lied doen ons 'n gebed en dan lees ons uit die Bybel. Die verjaar in die week. Mens mis nogal die blaadjies om te sien. Enigiemand wat verjaar in die week wat kom? Klaar verjaar, kom kry asseblief vir jou sjokoladetjie. Hierso is die mandjie, kom gou af. En kom kry vir jou 'n sjokolade. Daar kom hulle. Nog iemand wat verjaar in die week? MC, hy is mos nou 'n veldwagtende boer, kan julle sien? Maar mooi om jong te wees. Baie dankie. Die kinderkerk is vanoggend ook hier. Onthou, ek het vergeet om te sê dat net die volwassenes wat betrokke is by die kinderkerk mag daar wees. Nie jou meisie of jou ou of jou man of jou vrou of jou kinders wat groot is mag saam met jou daar wees nie. Net die persoon wat verantwoordelik is vir die les en die hulppersoon. Ag, maar kind van my kom terug. Kom jy nie terug met jou verjaarsdag nie? Vat asseblief vir jou een. Hy sal nog so opklim en skop hy vir Ilana so deur die bek. Deur die mond met daai boot van hom. Goed. Oom Koos, is hierdie nuwe lidmate, sê dit op julle hande, is dit Sienna Janse van Rensburg? Sina, sommer net Sina. Het julle al ons 'n lidmaatskapvorm ingevul by die kerkkantoor? Net na die tyd kerkkantoor kom. Sina, Johan Janse van Rensburg en Jacques, baie welkom. Ons is bly julle is hierso. Kom sien net vir Hanlie na die erediens. So almal wat nog nie hulle vorms kom invul, dat as jy dit detail het, nuwe lidmate, kom asseblief na kerk, gou kerkkantoor toe, net hier uit is die kantoor. Ek dink dit is alles om Koos wat die afkondigings betref. Goed. Kom ons raak rustig, kom ons maak gereed om die Here ons God ook te ontmoet tydens hierdie wonderlike diens. Kom dat ons almal vrolik voor God die Here sing, dat heel die aarde juiging aan Jesus wil bring. Ons Heiland is oorwinnaar. Christus is oorwinnaar. Hy het opgestaan. Laat alles wat die Here se liefde prys. Ons Heiland is oorwinnaar. Hy het opgestaan. Gemeente genade.
genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As die Here ons so groet, dan groet ons hom saam, deur 'n pragtige loflied saam te sing. Ons hou ons maskers maar op, dat ons nie ander mense siek maak nie, net ek mag sonder 'n masker sit, net julle kleintjies, moet julle maskers ophou werk. En ons mekaar gesond hou, en dan sing ons staande hierdie pragtige lied. Maar dit lekker is. Ek dink almal wat op paaseiers sê, wat onder 12 jaar oud is, moet gaan voorkom. Ek kon nie weet nie. En dit sê, mag jy 'n paaseier koop? Bly netjie. Kom bos julle. Bos aan die kinders van die kerk. Of jy so net nie ons gaan nou weer. Mag jy nou koop jou paaseier? Ek weet nie of so eers nou net julle paar bereidende geloofskraal. Of nie, net so die op ons jong. Ek het jou geloof uit en jy maar klein netjie so. Kom netjie so. Natuurlijk, ek wou vir die jongste en julle is nou die kind wat getrap is oor die toeristiestasie. Dit is jou baie met dit, heel veel sien, hè? Ek dink sy is raak, is al nog 3 of 4 kwart weke gelede. Dan die mag om nou weer, mag gewoon jou pas weer. Nou sê ek vir my, wie wat se kan, dit is allemaal nie so. Ja, as ek nou stout was, ek raak, dat jy dit wat ek in dit gegooi het, maar nee, ek weet nie, jy is stout en jy weet nie, so jy beleidelik geloof dit maar hier is nie. So ek gaan nie vir jou luister nie. Goed, is dit goed? Nou kyk ek wat ek kleur is hierdie eier aan die buitekant. Swart of bruin, nee. Nou, jy elke keer moet julle nou onthou as julle paaseier eet. Hierdie swart of bruin,
Jy weet mos sjokolade is sleg vir 'n mens. Gee jou voortande, maak jou hiperaktief, al sulke dinge. Maar hierdie brein is baie sleg vir 'n mens, dis die sonde. Gee vir al die sonde af. Wat is net weg? Die sonde is maar lekker. Maar dit is so verkeerd. So verkeerd, nee. En dan het ons so baie in die middellewe. Hier is daar sy paas uit, kyk uit. Ek doen so. Baie in so middellewe. Daar is sy ou man. Vir ons sy nagmaals hoor die kan, hy nie afgehoor. Wat doe jy uit die eier uit? 'n hoender. 'n hoender kom ons uit die eier uit. En dis hoekom my een kind glad nie hoender eiers eet nie. En daar is nie eens 'n haan by nie. Maar uit 'n hoender, by daai geel, kom 'n kuikentjie, nê? Hallo? Dan al klaar. En nou sy aandag af blijkbaar. Suiker, sonde, jy is so soet. En kyk onder die swart einde in die amai, wat ek hier is onder die swart, wat is die volgende laag? Wit. Nou wie van al ons sonde weg? Jesus van al ons sonde weg. Die sonde is swart, dis reg. En wie van die sonde uit ons lewe uit? Jesus, ek het beantwoord, wie van die sonde uit ons lewe uit? Jesus. Jesus, hoe het hy die sonde uit ons lewe uitgevat? Wat het hy gedoen? Hy het gee my net van terug in ons huis. Ja, wat mooi aan sê. Die sonde is die brein. Die binne is hoe Jesus ons sonde wegwas. Sal jy onthou? En daar binne is geel. Geel beteken jy moet groei. Jy moet nie net 'n kykertjie bly nie. Jy moet 'n groot hoender word, net. So moet ons ook groei vir Jesus. Goed, sê nou vandag weer. Is jy al van die kinderkerk? Is daar nog so 'n paar? So kan jy sê, ek gaan vandag in die kerk sit langs so 'n koffie. Alright, maar jy kan dan weer in die kerk gee, dan kan jy in die kerk bly. Want die is min, dit is soet. Die is net seuns by die bal meise en jy, dit is baie soet. So jy kan onthou, as jy paas eiers eet, dan dink ons aan die sonde in ons lewe. En daai wit vertel vir ons dat Jesus ons skoon was. En daai geel daar binne sê dat Jesus is uit die graf uit, gaan ons leef en ons moet groei in Jesus in ons geloof. Weet julle dit? Ek weet julle maar dat julle nooit soet goed eet nie. Moenie vassteek as jy so eet nie, okay? Nou kan julle kyk, daar sê jy sissies. Wat jy in twee papier is dit dan in twee. Daar. Gaan julle kyk na julle moet seker na kinderkerk toe gaan. Daar gaan wat jy die papier weer as jy moet. Goed. Dit is maar snaaks hoe dat die wêreld die stem van die Here wil stilmaak. Vanoggend 7:00 bel ek vir meels en sê, lei net asseblief die kerkklokke. Lei die kerkklokke, maar vanoggend was daar nog geen ander Sondag so stil soos hierdie Sondag nie. En ons kerkklok lyk my nog geblaas of iets. Ek het net so 'n paar keer gelei en toe sy ook stil. Maar ons sal nie toelaat dat ons stem stil gemaak word nie.
O Hemelse Vader, seën vanoggend se feesviering. Mag die vuur in elkeen van ons aangesteek word om deel te wees van die lig wat nooit gedoof kan word nie. Mag die lig van Jesus Christus die donker in ons harte en gedagtes verlig. Help ons om as mense van die lig te lewe. Amen. Kom ons steek ons kersies aan terwyl ons hierdie lied sing. Amen.
ons almagtige hemelse Here. Net soos wat dit vir ons lekker is, dat ons kersies op ons verjaarsdagkoek aangesteek word en dit dan kan doodblaas, is dit tog nog steeds vir ons kinderlik lekker om ons kersie te kom aansteek en te sê ek skyn saam met die geloofsgemeenskap. Hier in hierdie gemeente, hier in Tuinrand, in 'n donker wêreld, mag hierdie kersie my liggie my herinner, dat niks my lig kan uitdoof vir U nie. Ja, Here, kersie se lig kan doodgeblaas word. Maar die lig wat ons in ons het, omdat U uit die graf uit opgestaan het en die doodse donkerte van die dood oorwin het, daai lig kan nooit uitgeblaas of geblus word. Nie deur omstandighede nie deur omstanders nie, deur niks. Help ons om vanoggend te hoor wat dit is wat jy uit die woord vir ons wil sê. Help ons om dit vas te glo. Help ons om dit uit te dra en te gaan verkondig. Al is dit net aan iemand wat ek teekom, of dalk die bediendertjie by my huis, of hoe snaaks sal dit wees om met petroldoggie oor Jesus te begin praat. Ons moet net sê die Here seën jou. Die wêreld wil ons stemme dood. Die wêreld wil ons getuienis smoor. Die wêreld wil toelaat dat die Paasfeesklokke stil raak. Net soos wat dit daardie dag by Oopgraf gebeur het, met allerlei verskonings en verduidelikings oor waar die liggaam is, hoe dit kon gebeur het. Ja, ons lees in die woord dat daar betaal is om hierdie leuen te versprei, dat die liggaam van Jesus Christus nie opgestaan het uit die dood nie, maar gesteel is en weggesteek is deur sy volgelinge. Daar staan en hierdie leuen word vandag nog geglo. Help elkeen van ons nou om te besef wat die waarheid is, en help ons om daardie waarheid ook te gaan leef. Spreek Here, ons U kinders, luister. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus, die opgestaane Here. Amen. Ons lees saam met Johannes, hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20, kom ons lees saam van vers 1. Die leë graf. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. En toe het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor blik, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar as een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Jesus sê nog nie die skrif, hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, is sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het.
en ek nie weet waar hy hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit vir hulle gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar staan. Maar sy het nie gebeur dat hy is nie. Jesus vra haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, ag meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het. En ek sal daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broeders toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. 'n aangrypende deel, waaruit 'n mens amper uit elke paar verse 'n wonderlike navorsing kan doen en geestelike belewenis kan hê. Van daai kopdoeke, die kopdoek wat een gelees het, nie by die res van die opgevoude doeke. Miskien kan ons volgende Sondag daarna kyk, want die betekenis daarvan is merkwaardig. Die feit dat sy nie vir Jesus dadelik herken het nie. Hoekom nie? Daar is weer 'n hele verduideliking. Die Bybel is so ryk aan betekenis dat ja, ons moet dit lees soos 'n kind en glo. Maar dit is ook nodig dat ons Bybelstudie doen en 'n bietjie verder en dieper delf dat ons by die goud kan uitkom. Ek het die Here gesien. Daai belydenis van Maria Magdalena. Toe sy terugkom van die graf, waar medebroers het geloof, ek dink sy het geskree. Ons mag nie in die kerk skree nie, maar ek dink sy was so opgewonde om vir hulle te kan sê, maar ek is toe nie dood nie. Ek het met my eie oë gesien. Hulle weet mos, seeing is believing. Liewe gemeente vriende, Paas Sondag. Waaraan laat dit jou dink? Toe jy vanoggend wakker geword het jy besef, dit is Paas Sondag? En hoe het jy gevoel? Kindertjies sal dadelik vir jou sê, Paas Sondag, Paasfees gaan oor Paashase en Paaseiers. Weet ons kinders vandag waaroor Paasfees gaan? En dat dit eintlik absoluut niks te doen het met Paaseiers en Paashase nie. En dat dit eintlik 'n heidense gebruik oor vrugbaarheid en vrugbaarheidsgodin is. Wat beteken Paas Sondag vir jou persoonlik? Op Paas Sondag kan ons nie anders as om jare na jaar en gereeld sommer daar tussen die Paas evangelie, die Paas boodskap te lees nie en daaroor te preek nie. Julle sien, met Paasfees kom die omkeer moment van Jesus, van sy verhaal. Die omkeer moment van Jesus se aardse bestaan vind plaas op Paas Sondag. Die diepte, die verlatenheid en die stilte van daai Saterdag vooraf is oorwin. Die kruisiging en die sterwe van Jesus Christus is nie die laaste sê, is nie die laaste hoofstuk van Jesus se aardse lewe nie. Nee, want daar is 'n klip wat weggerol is, daar is 'n leë graf, daar is verskyning aan mense, ooggetuies, as bewys van lewe na die dood. Ja, op Paas Sondag en dalk wys hulle na so ietsie daarvan op die TV nuus. Weet in die verlede was dit altyd 'n groot ding om kerke reg oor die wêreld vir ons so insetsel te gee van hoe hulle dit vier. Maar op Paas Sondag kom Christene reg oor die wêreld bymekaar deur al die eeue nog om te onthou dat die lyding en swaar kry, verskriklike verontmensliking, die rou, die siekte, die eensaamheid,
die verlange, die wanhoop, sonde en die dood. Vir ons as Christen, as kinders van die Here, nooit in alle ewigheid kan afsny van God se voorsiening, van God se almag en van sy liefde nie. Ons het vandag meer as enige ander dag, dat die donkerste dieptes van dit wat ons lewe noem, ja, van dit wat ons selfs het ons 'n paar Sondag terug gesê, vir ons hel is in hierdie lewe. Nooit maar nooit die oorhand oor my en jou kan kry nie. Nooit maar nooit die oorhand kan kry oor die genade en die werklikheid van Jesus se opstanding en God se liefde en sorg. Op Paas Sondag bely ek en jy, soos ons 2 Sondag terug gesê het, bely ons geloof en ons sê ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter neergedaal het. En dan, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. Ons bely dit. Hy het opgestaan uit die dood. Of het hy? Wat sê jy? Wat sê jou logiese denke vir jou? Kan 'n liggaam wat na 2-3 dae geen hartklop, bloedvloei, suurstof, brein, kan so 'n liggaam werklik weer lewe? Frank Morrison, 'n regspraktisyn, 'n vergevorderde lawyer, advokaat. Hy was absoluut toegespits daarop om te bewys dat die opstanding van Jesus 'n klink is, 'n leuen. Die uiteinde van al sy vermoeiende ondersoeke, al sy studies, al sy navorsing, was dat hy hom tot die Christendom bekeer het. In die publikasie Who Moved the Stone het hy geskryf oor die feitelike en werklike gebeure rondom die opstanding van Jesus. In hierdie publikasie word daar oorweldigende getuienis gegee dat die opstanding werklik gebeur het. 'n ander man, Josh McDowell, hy is ook op die 17de Augustus gebore, ek het net al vir julle ingesit as 'n klein nootfoutjie, want nog iemand vir jou is 17de Augustus. Maar hy is in 1939 gebore en hy het nog 'n aktiewe blad op die internet. Ongelooflik om daarna te gaan kyk, onderaan gee hy statistiek. Julle moet tog bietjie gaan kyk na hom. Hy is die skrywer of die mede-auteur van meer as 150 boeke. Sy boek Evidence that Demands a Burial is die 13de plek op die lys van Christianity Today se lys van mees invloedryke evangeliese boeke wat na die Tweede Wêreldoorlog gepubliseer is. Nou, hy was eers 'n baie skeptiese universiteitsdosent wat vasbeslote was om die Christelike geloof te bewys as 'n mite. En hy wou dit doen deur die opstanding van Jesus Christus, dit waar die Christelike geloof berus, wou hy as vals bewys. 'n Skeptiese universiteitsdosent, te slim vir woorde, wou bewys dat die Christelike geloof 'n klug is. Ek kry hoendervlas, weer eens die resultaat na al sy ondersoeke, na al sy soeke, na al sy navorsing. Hy wat eers 'n skeptiese, ongelowige was, bekeer hom tot die Christendom, word 'n Christen, skryf al hierdie boeke, want hy kan nie stil bly nie, omdat Jesus het werklik uit die dood uit opgestaan. Hier in daardie boek
bewyse oor die opstanding van Jesus Christus bevestig hierdie negatiewe skeptisis en hy sê, Jesus het opgestaan uit die dood. Een van die mees gerekende regspraktisyns snaaks is altyd hierdie regsmense. En hy is beskou as die vader van die Harvard Law School, Simon Greenleaf. Hy word as die mees gesaghebendste persoon gereken ten opsigte van geldige bewyse in enige regsaak. Sy naam loop hom vooruit, maar hy glo nie. En dan maak hy 'n baie deurlike studie van die objektiewe bewyse. En hy kyk nie emosioneel of met gevoelens na Jesus opstanding. Hy kyk objektief. En dan gaan kyk na die getuienis van die 4 evangelieskrywers, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En dan skryf hy 'n boek, The Testimony of the Evangelist. Kan jy nou woord asseblief? Dankie. Of ek wou net by jou eers om klasse loop, want hier moet ek nou alweer lees. Hy sê, either the men of Galilee were men of superlative wisdom and extensive knowledge and experience, and of deeper skill in the arts of deception than any others before them or after them. Or they have truly stated astonishing things which they saw and heard. Dit was sy gevolgtrekker. Nadat hy na hierdie 4 mense wat oor Jesus se opstanding geskryf het, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, nadat hy hulle gaan bestudeer. Een van die gewildste boeke dat die Bolshevik sal weet, miskien het hy die boek gelees, want hy is oud genoeg daarvoor. En 'n fliek, een van die suksesvolste films wat geproduseer ooit is, nê, was Ben-Hur. Ken jy hom? Ek dink ons almal gaan ons sommer weer 'n bietjie kyk. Wat was die gevolg van hierdie skeptiese uitdaging aan die skrywer van Ben-Hur, generaal Lew Wallace? Hy het die betroubaarheid van Christus se opstanding en die noukeurige ondersoek daarvan wou hy loods. En hy wou ook bewys dat dit daar nie plaasgevind het. En uit sy soeke en navorsing skryf hy die boek Ben-Hur en word die fliek daarop gebaseer. 'n Fliek wat bewys dat Jesus Christus opgestaan het. Nou liewe gemeente, hier is maar net 'n paar van die mees intellektuele mense en geskiedkundiges en regspersone wat die Christendom en dan veral die opstanding van die Here Jesus Christus as 'n mite of as 'n onwaar storie wou bewys. Maar dit op die ou einde is dit nie die werking van die Heilige Gees as jy dan weet ek nie. Self geswaai deur die bewyse van dit wat hulle juis wou nie bewys nie. Om juist dit te glo en hom te glo wat opgestaan het uit die dood 3 dae nadat hy gekruisig is. Hierdie godsdienstige leiers waarvan ons lees in die Bybel, die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle het 'n veldtog gehad teen Jesus Christus. Want hy was 'n bedreiging vir die Joodse geloof. Nou kan jy dink hierdie man Jesus wat kom sê dat hy die seun van God is. Dat hy kom om die volk se sondes op hom te neem. En hy sê vir die Jode, maar al julle wette en al julle werke en al julle inspanning gaan julle niks help as julle nie vir my, Jesus Christus, aanvaar as julle verlosser nie. Nou hierdie klomp wat so wetsgeleerd was en vas in hulle denke en hulle wortels, hulle het hierdie veldtog gelei, hierdie sameswering om Jesus Christus te arresteer, om hom triomfantlik met groot bravade te reg te stel en om te laat kruisig en sodoende einde te maak aan hierdie Christelike stories, hierdie nuwe gemeenskap van gelowiges wat tot stand gekom het. Ja, hulle het geglo dat Jesus se liggaam veilig agter daardie groot steen
sou bewys dat Jesus 'n klug was. Hulle was bekommerd natuurlik, want hulle weet dat Jesus doen wonders en hy maak dooies gesond en blindes wat sien en hulle was bekommerd dat Jesus se liggaam kan wegraak. En daarom gaan vra die godsdienstige leiers vir die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus om militêre hulp ten einde die graf te bewaar, lees ons in Matteus 28. Nou omdat die hoofpriesters die Romeinse gouverneur genader het, en hulle kon hulle tempelwagte gestuur het om die graf te gaan bewaar. Wagte, tempelwagte. Maar die feit dat hulle die Romeinse gouverneur vra vir hulp, dit sê vir my dat hulle bang is dat hulle iets verkeerd gedoen het. Dat hulle daadwerklik die seun van God gekruisig het. En dan stuur die Romeinse gouverneur hierdie afvaardiging van soldate, en dit het gewoonlik, sê manuskripte gewys, uit 16 van die beste soldate bestaan, met 4 van die soldate direk voor die steen, en dan wat so aan en af beurt maak om die graf en die steen te bewaak. Nou die Romeinse militêre wet het vereis dat enigeen wat sy pos verlaat terwyl hy hier moet waak hou, of wat aan die slaap sou raak terwyl hy aan diens was, gekruisig sal word. So hierdie manne is openbaar. Hulle bewaak hierdie graf, hierdie steen. En dan is daar verder gesê dat enige iemand wat sou kom en hierdie Romeinse seël waarmee hulle die graf geseël het, daaraan sou kom Peter of hierdie seël sou kom breek, sou agtervolg word, jy sal gehand word en jy sou tereggestel word. Julle sien geliefdes, alhoewel die voorneme van die godsdienstige en die politieke leiers was om seker te maak dat hierdie hele Jesus fenomeen by die graf sou eindig, het hierdie buitengewone veiligheidsmaatreëls wat nou getref word rondom die graf, net die waarheid dat hulle 'n onskuldige man vermoor het en dat Jesus Christus werklik die seun van God was, om bevestig. Ten einde die leergraf te verduidelik, hoekom is die graf nou leeg? Moes hierdie Fariseërs, Sadduseërs, die tempelhoofde, desperaat na antwoorde gryp. Nou die eerste antwoord wat hulle gehad het, was dat die disippels Jesus se liggaam deur die nag moes steel. Dis eintlik belaglik, lagwekkend, nee. Hierdie ongelooflike teorie gee voor dat hierdie selfde disippels, wat maar mense is, en deur die nag aan die slaap geraak het, toe hulle saam met Jesus moes bid, nee. Ek sal nie 'n nag weer maak om te wag om 'n liggaam te gaan steel. Ek sal ook aan die slaap raak. En dat hulle, wat tydens Jesus se arrestasie gevlug het, so bang is hulle. Hulle wat voor die ou jong diensmeisie herken het dat hulle nie vir Jesus ken nie, want hulle is so bang hulle kom in die moeilikheid. En hulle wat bang was en agtertoe deure weggekry het die oomblik toe Jesus gekruisig is, dat hulle nou gesamentlik 16 professionele Romeinse wagte kom oorval. Dit durf wag om die Romeinse seël te kom verbreek. En 'n 2 ton rots en argeologiese navorsing bewys te kom beweeg, net om 'n liggaam te steel. Dit maak ons nie sin nie. Want 'n dooie Messias beteken ons vir hulle niks nie. Wat sou hulle tog nou met die liggaam wou doen? Al daai rigmarols deurgaan, net om 'n dooie liggaam te kry. Hulle het absoluut niks gehad om te wen om Jesus se liggaam, sy lijk te steel nie. Hulle het eerder alles gehad om te verloor. En daarbij kan ons bevoeg dat elkeen van hierdie disippels later onder ernstige vervolging, juist vir hulle geloof in die opgestane Jesus, gemartel is. En dat elkeen van hulle, juist van hulle geloof in Jesus, 'n marteldood gesterf het. Met ander woorde, hulle het geglo Jesus het uit die graf uit opgestaan tot die oomblik wat hulle laaste asem op hierdie aarde uitgeblaas het. Sal jy dit doen vir 'n leuen? Sien julle al wat die Romeinse soldate, die Romeinse regering,
die Joodse leiers van die dag moes doen om die Christendom te stop, was om die liggaam van Jesus as bewys na vore te bring. En hulle kon nie. Saam met die leë graf, die kopdoeke, die steen wat weggerol is en tientalle ander bewyse, was daar ook nog die ooggetuieverslag. En ek gaan nie hier almal se name noem wat Jesus gesien het nie. Opgeskrewe ooggetuies wat die Here Jesus Christus na sy dood gesien het. Op 'n slag meer as 500 getuies wat hom sien. Hy saam met hulle eet, wat hy tussen hulle beweeg. Dat hulle sy wonde sien. Die ongelowige Thomas het selfs daar raak. En ek dink om alles te kroon, behalwe die liggaam wat nie daar is nie, die leë graf en die ooggetuiesverslag, is daar die dramatiese verandering van die disippels. Nee, hulle was na die kruisiging vol rou, hulle het gaan weg, hulle was bang, hulle harte was aan stikke, dat Jesus gekruisig is, dat hy dood is. En nou die miskien na opstanding Sondag is hulle vol vreugde. Hulle was lafhartig en nou is hulle vrymoedig om te praat, te vertel, ons het Jesus gesien. Hulle was eers skepties van, het dit regtig gebeur? Kom ons loer, kom ons kyk, waar is hy? Nou glo hulle. Hulle was na die opstanding veranderde mense. Vasberade en gedetermineerd om tot die laaste oomblik van hulle aardse lewe te bly glo. Hierdie gebeurtenis rondom Jesus se opstanding en die bewyse daarvan, het ook die gemeenskap van daardie tyd en die kultuurhistoriese omstandighede kon verander. Ewe skielik verander die Joodse Sabbatdag van die Saterdag na die opstanding Sondag van die Christen. Toe ek gesien hoe Jesus se opstanding uit die dood, die groot historiese tradisie kon verander, van 'n Saterdag in die graf, tot 'n Sondag wat hy opgestaan het. Ja, meer as 2 biljoen mense wêreldwyd beskou hulle self as Christene, wat in die opstanding van die Here Jesus glo. Liewe broers, susters, jong mense, juis op grond van sy dood aan die kruis, dat ons Vrydag gehoor het, weet ek en jy dat ons vrygekoop is, skoon gewas is deur sy bloed. En dan op grond van sy opstanding uit die dood wat ons vandag vier, die leë graf, kan ek en jy uitsien na die ewige lewe. Ons dien 'n opgestane Here. Die dood is oorwin. Christus het opgestaan, oorwinnend uit die dood, die hel, Satan en die graf. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf. Die vraag is net, glo jy dit? En leef jy dit? Amen. Dis vanoggend so lekker vir my, Here Jesus, om te weet dat U toe die laaste laggie gelag het. Ja, dat U spreekwoordelik al die bewyse kon bevestig het. Dat U ooggetuies daar gestel het, argeologiese spore agtergelaat het, wat naïewe en soekende mense sou kon vind, wat wys dat U werklik op aarde was. Historiese bewyse, Romeinse verslae, militêre vertellings,
wat dui op die steen wat deur geen mens beweeg is, maar deur goddelike ingrype voor daai graf moes weggaan. En dankie vir oorgetuies wat u kon sien en dit kon bevestig. Ja, 2 oorgetuies in die Bybelse tyd was al reeds goed genoeg vir 'n bewys van 'n saak. Maar u het nie net 2 of 3 of 10 of 15 of 100 oorgetuies agtergelaat nie. U het honderde getuies agtergelaat wat die wêreld in is om te gaan vertel dat Jesus het die dood oorwin, hy is uit die graf en hy leef. En vanoggend is dit my gebed dat elkeen van ons wat hier is, hierdie ongelooflike vrede en hierdie passie in ons lewe sal hê, om die lewe te leef op die hoop en die vaste versekering, dat die dood nie hou vas op ons het nie. Dat ons aardse lewe, dat ons dit voluit kan lewe, in vreugde en voorspoed, in tye van sukkel en swaar, maar dat ons dit kan lewe in volheid, omdat u vir ons die dood oorwin het. Help ons ook om soos daai Christene van ouds, hier uit te gaan, in 'n donker wêreld, en op 'n manier, dalk iets wat ons sê of doen, iets wat ons gee, iets wat ons beteken vir iemand, dat ons ook in ons lewe sal wys, Jesus leef. Dankie dat ons nou kan antwoord met 'n lied wat sê triomf, triomf, oorwinning van Immanuel, God alles. Help ons om dit as 'n belydenis uit volle bors te sien. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Almagtige God seën en bewaar jou.
God bring vir jou genesing deur die opstanding van Jesus Christus. Ons het almal getreur oor die lyding en sterwe van Christus. Nou vier ons vreugde van die opstanding van Jesus Christus. Hierdie vreugde duur tot in ewigheid. Ontvang die seën van God die Vader in die lewe van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. 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 Solank jy terwyl jy eet, mooi dink aan die beste dag.